Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 20ste Maart 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Daar's 'n ou Engelse gesegde wat goes around, comes around. Ons weet dat tydens die Russiese inval in Oekraïne en die steeds voortdurende oorlog daar, word die Amerikaners se wapentuig beman, gerig en gestuur deur inligting wat ontvang word vanaf die Amerikaanse satelliete. Met ander woorde, die Amerikaners en die Britte is die twee lande wat vir Oekraïne met inligting, lugfoto's, teikenaanduiding en so meer gehelp het om aanvalle dan in Rusland mee te kon doen. Nou is daar baie ontstellende berigte al van die Amerikaners se kant af dat Rusland en China gee inligting, lugfoto's en teikenaanduidings van al die Amerikaanse installasies in die lande rondom Iran word dan deurgegee aan Iran. Met ander woorde, dit was alright toe Amerika en Brittanje Oekraïne adviseer en gehelp het, en nou adviseer Rusland en China vir Iran ten opsigte van Amerikaanse teikens. So dis maar presies dieselfde wat in Oekraïne gebeur het, wat nou hier aan die gang is, maar is nou net omgekeerd in die proses. En nou skree almal, vuil spel. Wat gaan ons doen aan die Russe? Wat gaan ons doen aan die Chinese? Wat hulle help vir Iran. Ek dink dis die minste waaroor ons op hierdie stadium gepla hoef te wees. Maar een ding is baie duidelik, en dit is dat die verbeterde Shahid drones wat Rusland oorspronklik gekry het by Iran, het hulle verbeter en weer van hulle teruggestuur na Iran toe, wat nou gebruik word op hierdie Amerikaanse basisse en Amerikaanse teikens in die Golfstate. Dit het 'n vernietigende uitwerking, en dit is onverklaarbaar waarom die Amerikaners nie voorbereid was vir drone-aanvalle nie. Dit sê vir my, hulle het eerstens hulle opponente heeltemal onderskat, nie drones verwag nie, of dit nie behoorlik ontleed nie, want hulle het nie eens beskermende bunkers gebou binne in hulle basisse nie. As ons gaan kyk na al die basisse rondom, kyk jy na hierdie ou Russiese soldaat wat daar staan, en dan sê, they never build bunkers, wat vir hulle baie kwesbaar laat. En dit bring vir my tot by Suid-Afrika, waar die baie groot aanvraag vir brandstof en olies nou sterk na vore tree, en waar die vraag gevra word, maar waar is ons strategiese reserves? En die opskrif daar, Mantashe must declare South Africa's fuel reserves. Maar sover my kennis strek, is daar die brandstofreserves op 'n baie snaakse, skelm manier verkoop en onder die markprys, en dit het al 'n klompie jare terug gebeur. En ek twyfel of daar enigstens 'n reserve is, en ek weet daar is manne wat weet daar buite of dit is. Ek sien bespiegelinge enigiets van 15 miljoen vate af na 8.7 miljoen vate, party sê 7 miljoen vate. Ek dink dit gaan baie moeilik te wees om presies te weet hoeveel het ons. Maar dan die groot vraag, wat is ons veronderstel om in voorraad te hê?
Ons sien reeds dat daar verskeie plattelandse dorpe en streke is, veral waar daar baie landbouaktiwiteite is, dat die brandstof nou uiters skaars raak en dat baie vulstasies leeg raak. Natuurlik verskaf hulle brandstof aan die boere wat byvoorbeeld in die Oeverberg volgende maand moet begin plant. Maar hulle moes volmaak teen die nuwe pryse. So nou vat hulle wat hulle kan en gaan koop by die vulstasies teen die verlaagde prys nog, omdat die pryse by die pompe eers op die eerste Woensdag van volgende maand opgeskuif gaan word. En dit veroorsaak grootskaalse tekorte en vulstasies wat leeg raak. Nou ek sê nie is die boere se skuld nie, want ek sou presies dieselfde gedoen het, maar die punt is daar is tekorte. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd in Suid-Afrika is daar nou groot brandstoftekorte. Hoe lank ons hiermee saam gaan leef, weet ek nie. En 'n mens word gepaai, die publiek word gepaai deur die regering deur te sê dat hulle hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Hulle sal binnekort genoeg brandstof weer hê, maar tog kan die brandstofmaatskappye nie werklik waar sê wanneer hulle weer voorraad gaan inkry vir verspreiding nie. Nou, ek aanvaar dat jou groter brandstofdepots en stasies, vulstasies soos op die N1, sal brandstof ontvang, want daar is natuurlik 'n prioriteitslys ten opsigte van brandstof. Daar's nog nie regtig 'n petrol te skaarste nie, maar wel 'n diesel skaarste wat nou al ingetree het. Maar mense, dit is hoekom dit baie belangrik is dat ons maar ons brandstoftenke moet volhou. Nou, omdat ek een van die is wat nie altyd doen wat ek preek nie, het ek self vanoggend weer gegaan en gaan sorg dat my voertuie wat 3/4 vol was, het ek net weer tot bo toe gaan vol maak om seker te maak dat daar is genoegsame brandstof, en dan het ek ook 'n paar reserve kanne brandstof wat ek maar net ergens bære, want wie weet wanneer gaan ons dit dalk moet gebruik, moet nodig kry, en dan is daar nie voldoende voorraad nie. Voorbereiding is die sleutel tot alle sukses in jou besigheid. Maak nie saak waar jy is nie, in 'n potensiële oorlewingsstryd, voorbereiding. Dis nie vir almal moontlik om ten volle voor te berei nie, en ja, waar 'n mens kan, die organisasie kan, sal daar altyd ondersteuning gegee word, maar eers moet 'n mens dan by die HVG bymekaar kom, waar ons dit dan universeel kan toepas aan almal wat tekorte het. Maar intussen, hou dit vol, hou jou oog op die brandstof. Ek dink nie die oorlog in die Midde-Ooste is naby aan 'n einde nie. Ek hoor van mariniers wat op pad is Iran toe, om daai Kaak-eiland basies te gaan beset, om dan die deurvloei van brandstof te verseker van die skepe. Of dit gaan werk, weet ek nie. Of die bommery gaan voortduur, dit weet ek ook nie. En wie op die ou ende hier in die stryd as oorwinnaars gaan tree, gaan ons dalk nie baie gou kan bepaal nie. Die oormag is oorwegend aan die kant van Israel en Amerika, maar soos ek al vroeër gesê het, daar moet net 'n paar Iraniërs oorbly wat kwaad genoeg is om hierdie oorlog vir nog baie lank te kan dryf. Intussen is dit ons plig om te sorg dat ons genoegsaam voorbereid is en gereed wees om in enige omstandighede die pad te kan vat. Sterkte aan julle almal, en ja, ek dink ek het gisteroggend het ek verkeerdelik gedink, of vanoggend het ek verkeerdelik gisteroggend, hoe is ek nou so deur mekaar? Wat is vandag Vrydag? Ja, en 'n lekker naweek vir almal van julle, en moenie vergeet
om julle kondensmelk te geniet nie. Well done. Good.